Loefel met die trommel, loefel met die harp, loefel met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Hallo Bobbie, hallo Maatjies, hoe gaan het met julle? Hallo Dominee, hallo maats, hallo Dominee, hallo maatjies. Dit gaan baie goed, dankie met ons en met Dominee. En met my gaan het baie goed. Nee, dit gaan met my baie goed. Ek het nogal, ons is hierdie week besig met 'n interessante reeks. En dit gaan ons oor, ek weet nie of julle Sondag gehoor het nie, ons praat van toe deure, geslote deure. Ja, ek het daai ketting gesien. Het julle daai ketting gesien wat die tannie gesluit het? Nou dis mos, ek weet nie van julle nie, maar partykeer mense jou poets wil bak en hulle hou 'n deur toe en hulle hou die handvatsel vas of hulle sluit jou. Ek kom sommer benoud word dan. Ek word op benoud, want dan wil jy daai deur ruk en jy wil hom skit of jy wil die handvatsel, maar jy kan net nie uitkom nie. Of iemand sluit die deur, né? Ja, Nou jy kom nie weg nie. en dan begin jy hulp roep. Help, iemand help my en dan sal jou ma of iemand ander kan die deur raas en sê, "Wat maak julle?" En dan is die mense by die poetsbak skrik en dan iewers los hulle die handvatsel. Ja. Of dit gebeur partykeer dat jy droom, jy sit vas, jy kan nie wegkom nie. Ja, jy hardloop net op jou plek. Is so. En dan iewers word jy wakker en jy so bly dit was 'n droom, né? Ja. Nou hierdie storie is ons praat oor Petrus wat in die tronk was. Daar was 'n nare leier gewees wat hy het die mense gevang en in die tronk gesit. Want hy wou die guns gehad het by die Jode gewees. En hy het Petrus laat vang en hy het hom tussen twee wagte vasgeketting. Hy het 16 soldate op wagposte gesit by die hekke, by die deure. En op die einde van die dag, want hulle het nie geweet, gaan hy vir Petrus seermaak maak. Ja, en hy wou seker maar hy kom nie daar weg. Presies. En weet julle wat, die kerk, die Christene, hierdie slegte persoon was die keiser gewees en hy het soldate gehad, hy het mag gehad en al wat die kerk kon doen is hulle het gesê, weet jy, ons het niks anders nie, kom ons bid. En hulle het aanhoudend gebid en op die einde van die dag het daar 'n engel van die Here aan Petrus verskyn. Hy het hom wakker gemaak, hy het sê, trek jou skoene aan, om God jou trek jou boekleed aan. Hy het hom weer herstel om in die wêreld in te gaan en die boei het afgeval en hulle het by die wagte verbygestap, hulle het by die ysterhek verbygestap en so het hy Petrus herstel. So dit het gehelp dat almal gebid het. Dit het gehelp dat almal gebid het. Terwyl hulle gebid het hierdie God was besig om te werk in die wêreld en het hom te bevry. So die gebed was eintlik die sleutel wat daai deur vir hom oopgesluit. Presies, gebed en God se teenwoordigheid. En soms het ons so baie goed wat ons met ons saamdra, né? Dit voel partykeer soos of jy 'n rugsak het met bakstene in en dan wil jy byvoorbeeld die toets wat ek môre skryf, dan wil jy dit in jou sakkie laai of jy wil nog die dinge wat jy nog moet doen vir almal moet jy nog in jou rugsakkie laai en dan die sport wat jy nog moet gaan beoefen wil jy in jou sakkie laai. Dan voel dit op die einde van die dag vir jy so swaar dra aan alles wat jy saam het. En partykeer het jy nog 'n maatjie wat dinge nie lekker is by die huis nie of 'n maatjie wat seer gekry het en dan worry jy oor daai maatjie en dan wil jy hulle goed ook nog in jou rugsakkie laai. Of 'n maatjie wat lelik maak met jou. Of 'n maatjie wat lelik maak. Weet julle wat, ons kan hierdie goedes word dan soos 'n toedeur wat voel of dit jou vashou, wat jou bang maak, wat vrees het en ons moet gebed kan jou help om hierdie deure oop te sluit. Daarom wil ek julle het ek 'n interessante ding geleer, hoe kan ons dit regkry? Het julle al 'n stopteken gesien? Ek kan stop spel. Stop. Presies, daai mooi rooi teken wat by strate is wat sê voertuie moet stop. Hulle moet links en regs kyk want dis 'n gevaar. Daai is 'n baie mooi teken eintlik vir ons geloofslewe ook, né? Want wanneer dit so voel dat alles vir ons te swaar raak, moet ons stop. En dis wat hy spel. Die S sê stop. Stop in God se teenwoordigheid. Dan sê hy die T van die stop, tel alles wat jy op jou gelaai het, daar op jou rugsak. Tel dit af en sit dit by die voete van die Here, né? O sê kyk op. Raak bewus van God. Hierdie God is groter as jouself. Hierdie God het die sleutel om alles oop te sluit soos wat hy Petrus bevry het. En dan die P, praat met God.
Gaan met hom in 'n intense gesprek, leef in sy teenwoordigheid, né? As jy met hom praat, is dit soos wanneer jy bid. Dis wat ons bid. Het jy al partykeer vir mense, sê mense, ag kom bid jy vir ons, of wil jy nie vanaand vir ons bid nie, né? Ek weet nie altyd hoe nie, dominee. Presies, dit is presies. Ons weet nie altyd hoe om dit te doen nie, né? So ek wil vir julle 'n vinnige formuletjie leer om dit te doen, né? Die eerste ding, as jy net hierdie kan onthou, die eerste ding is roep God. Dis die eerste ding wat ons moet doen. Ons moet sê, ons almagtige Vader of liewe Jesus, o Here, ons moet God roep. Ja, dis die eerste ding, want jy moet sê met wie praat jy? Ja. Jy moet een roep. As jou maatjie daar staan, gaan jy tog sê, jy gaan nie sê hy kom hier nie. Jy sê hallo Pietie, Sunny, hallo julle. Jy roep die een met wie jy wil praat, né? So jy moet roep, is die eerste ding, jy moet God roep. Die tweede ding wat ons kan doen is, ons moet vra. Jy moet vra, jy moet dit wat op jou hartjie is, dit wat jou pla, moet jy by God na God toe bring. Here, help vir ons met dit gaan moeilik met die huiswerk. Of Here, help my om te leer. Of Here, ek het jou hulp nodig om my sport te doen. Jy moet fisies vra, of Here, my maatjie kry swaar. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet dankie sê. Ons moet elke dag kyk wat om ons is. Ons het 'n mooi lewe, ons het mooi blommetjies, ons het 'n mooi wêreld, maar die Here antwoord op ons gebede. Ons moet dankie sê vir ons ouers of vir kos. Ons moet leer om dankie te sê, né? So ons moet, so die eerste ding is, ons moet vra, né? Tweede ding wat ons moet doen, ons moet, die eerste ding ons moet roep. Dan moet ons vra, né? Dan moet ons dankie sê. En dan moet ons kan sê, help. Partykeer moet jy net kan sê, Here, ek kan nie meer nie. Help. So dis die goed. En dan die laaste ding is, jy moet sê amen. Ons sê altyd amen aan die einde gebed. Ons sê ook, ons spreek die seën uit aan die erediens. Die rede kom ons altyd met amen sluit. Ons sê, verseker, ons glo dat hierdie was maar nie net woorde nie, maar hierdie woorde het God gehoor. Die Heilige Gees stel ons woorde op, vat dit na God toe. God hoor die opregtheid van ons hart en God vat ons woorde ernstig. So ons weet hierdie amen is 'n sekerheid dat ons in 'n gesprek was met God en het na ons geluister. So eerste ding, ons roep God. Tweede ding wat ons doen is, ons vra. Die derde ding, ons sê dankie. En dan sê ons help. En dan sê ons amen. Goed, gaan julle dit bietjie hierdie week probeer oefen, saam met die stop. Om te stop in God se teenwoordigheid. Tel alles af wat te swaar is vir jou. Rig jou oë op. Kyk op na God en praat met die Here. En as jy praat, doen dit met daai gebedjie. Gaan ons sommer nou vir die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet U is altyd saam met ons. Here, ons vra van U dat U ons sal help om op die regte maniere te bid. En ook sal help om na U toe te kom met alles wat ons nodig het. Help ook vir die kerk, help vir gelowiges, help vir mense wat verlore is om weer U te soek. En Here, ons weet, ons kan net kom sê amen. Want U is ons almagtige God wat na ons luister. Amen. Op alle maatjies, ons sien mekaar weer volgende week. Ja, en onthou nou om aan dit te dink as jy 'n stopstraat sien. Elke keer. Totsiens julle. Totsiens, dominee.